Goeiemôre van my kant af. Almal wat hier is vanoggend, is lekker om julle te hê. En vir almal wat aanlyn kyk, spesiale welkom ook aan julle. Net eers wil ek gou onder julle aandag bring, hier einde Mei se kant toe is dit weer Hemelvaartdiens en ons het weer Hemelvaart feesviering wat hier buite gaan plaasvind. So maak seker jy onthou daai dag en jy sit dit in jou dagboek. Dit gaan 'n ongelooflike tyd wees waar ons net lekker saam gaan kuier. Ons gaan lekker diens hê hier buitekant. So dit vind plaas die 29ste Mei. So ons gaan omtrent so van 5:00 af kan jy al reeds kom, lekker iets kom eet. Jou kinders kan iets kom eet. Daar's 'n program wat vir hulle beplan word by die kinders. So teen 7:00 moet hulle klaar geëet wees sodat jy daar kan gaan aflaai, dat hulle ook 'n goeie tyd kan hê, soos ons 'n ongelooflike tyd gaan hê hier langsaan of hiervoor. Ons het in hierdie week toe ontmoet ons die nuwe bure hier langsaan. Toe sê die vrou vir ons, "Jessie, maar julle is geraasmaters." Toe sê ek vir haar, "Jy moet net 'n bietjie die diens kom bywoon, dan sal jy weet wat is 'n feesviering." So ons het hulle nou genooi, so ons hoop hulle kom. So, maar ja. Ons maak klaar vandag met ons reeks en julle het agtergekom, ons het hierdie reeks so opgebou van Paasnaweek af. En dis hoekom al hierdie beloftes nog steeds hierso hang. Hierdie beloftes wat Jesus aangaande jou en my uitgespreek het toe hy gesê het, toets my op hierdie goed. En hy het dit vooraf gesê, dis profetiese woorde wat hy vooraf gesê het, en later het hierdie profetiese woorde 'n realiteit geword, en vir baie van die geloofshelde en vir baie van die godsdienstige mense het agtergekom, hoe is dit moontlik dat 'n ou dood kan wees, maar hierdie goed word nog steeds 'n realiteit. Wat hulle nie besef het nie, is ja, hy was dalk doodgemaak in die fisiese, maar hy het opgestaan ook fisies, en tot vandag toe regeer hy in jou en in my lewe. Dit was 'n goeie plek om amen te sê. En dis die realiteit van hom. Hy leef nou binne in ons, hy leef deur ons, vir ons, en dis die groot ding wat ek en jy moet besef wat hierdie belofte is. En gister was dit vir my so, nogal so mooi, toe een van ons kerkkindertjies, sy kom na my toe, sy sien my, en sy stap na my toe, en sy kyk my, sy sê, "Hallo oom, jy's mos Jesus se mens, nê?" Toe sê ek, "Ja my liefie, ek is Jesus se mens." Maar ek besef, want dis, as mense na jou kyk, wat gaan hulle sê? Wat sê die kindertjies? "O, bly weg, daai oom, hy's gevaarlik, of hy's kwaai, of hy is mislik, of daai tannie." Wat sê hulle? Wat sê hulle oor ons wanneer hulle by jou is? Hoe reageer hulle? Wat beleef hulle by ons? En wanneer ons kyk na ons optrede, dan besef ek ons optrede bepaal hoe ons kyk na ons lewe, dit wat ons doen. En hierdie jaar het ons gefokus, nog steeds fokus ons op sy heerlikheid, my storie, en hoe my storie ingevleg is in sy heerlikheid. En ons fokus daarop hierdie jaar om te kyk hoe hierdie goed realiteit gaan word in ons lewe, en ons ontdek dit. En ons is hierdie reeks, het spesifiek, en vanaf Romeine hoofstuk 5, wanneer Paulus ons op 'n reis vat om ons te help ontdek wie ons is, en hoe ons is ingesluit is in Christus Jesus, dat Adam se ongehoorsaamheid nie ons identiteit kon wees nie, maar dat eintlik die gehoorsaamheid van Jesus Christus ons ingesluit het in hierdie goddelike insluiting. Dis waar ons aan behoort, en dis wat Romeine hoofstuk 5 ons kom help om te verstaan, dat Christene, ons wat hierso sit, of aanlyn kyk, ons sit en ons staan op 'n opstandingsgrond. Dis wat ons is. Ons is opgestaan uit die dood, saam met Jesus, saam met hom gekruisig, en as gevolg van dit is ons identiteit en ons menswese is nie meer vasgevang in die fisies van Adam nie, maar eintlik in Jesus Christus. Dis wie ons is. Dis wat ek verlede week gesê het oor die doop. Die doop speel so groot belangrike aspek in elke Christen se lewe. Dis nie 'n ritueel nie, dis nie 'n godsdienstige ding nie, dis nie 'n denominasionele ding nie. Dit is eintlik die werklikheid wat Jesus Christus kom neersit het en sê, jy leef nou in my, en omdat jy vir my leef, is daar baie meer van toepassing. En so vandag wil ek die vraag by jou vra, wat is vir jou regtig? Wat is belangrik? Wat is die belangrikste ding omtrent jou? Of wat is die ding wat jou definieer? Wat definieer jou werklik? Wat is dit? En jy kan dalk kyk daarna en wonder, dalk is daar 'n paar ander goed, maar ek onthou hierdie storie wat hulle vir twee mense gevra het by British Got Talent. Toe vra hulle vir twee blinde mense, 'n blinde paartjie, hulle vra vir hulle, wie is julle en wat definieer hulle? Toe sê hulle die volgende, hulle sê, ons is ouers and we just happen to be blind. Daar's iets omtrent dit. Ek is eintlik 'n kind van God.
Ek is 'n Christen, I'm just happen to be a child of God. Ek is iemand wat God volg met alles wat ek het, want dis die waarheid aangaande my. Die belangrikheid van jou lewe is om te ontdek wat is die waarheid oor jou lewe en hoe Jesus Christus en God oor jou lewe voel. As ons dink ons is maar net die mense hoe ons groot geword het, al daai goed het definisie gehad in ons lewe. Dit het ons gedefinieer tot op 'n punt waar Jesus Christus aan die kruis gesê het, dit is volbring, dis klaar. En nou word hierdie beloftes wat jy elke week na gekyk het, en hopelik het jy foto's geneem en notas gemaak soos wat ek julle ken, die ouens in Littleton, hulle doen nie dit nie, maar hier by ons doen dit. Maar jy word gedefinieer nie deur jou eie pogings nie deur jou geskiedenis nie, jy word gedefinieer deur iemand anders se geskiedenis wat tot vandag toe 'n realiteit is. Ek kan vandag vir jou sê, as daar mense is wat sê hulle glo nie, dan vra ek gewoonlik vir hulle, wat is vandag? Wat is die datum vandag nou weer? Kan julle my help? Die wat? Hulle klink soos klomp. Die 4de wat? Mei. Sondag 4 Mei na Christus. Dit is eintlik wat die kalender elke dag kom getuig daarvan. En hoeveel mense sê ek glo nie, sê ek, ja, maar dan moet jy nie glo in die datum nie. Moenie die datum neerskryf nie. Moenie na jou horlosie kyk of jou kalender hier van dit definieer ons. Die belangrikste is om te verstaan, die belangrikste omtrent Christus is omdat ek ingesluit is in hom. En iemand het eendag hierdie gesê, hy sê die belangrike ding omtrent jou is nie wie jy is nie, maar aan wie jy behoort. Die Engels sê dit eintlik mooi, the important thing about you is not who you are, but it's about whose you are. En dis wat ons kom beklemtoon, en hierdie reis vanoggend wil ek jou vat in 'n reis met Romeine hoofstuk 8. Waar ons bietjie gaan net hierdie ontdekkingsreis voorsit om te kyk wat sê Paulus en hoe brei Paulus hierdie uit wanneer hy ons waarheid in Christus kom beklemtoon, maar hy begin eintlik om ons terug te vat na 'n belofte toe wat God al reeds lank terug vir Dawid gemaak het in 2 Samuel hoofstuk 7 vers 12 en 12 tot 14. Dan maak hy hierdie belofte aan Dawid. Hy sê Dawid, ek gaan vir jou seën gee, en hoor gou wat sê hy sê, wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, sal ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n bestendige koningskap gee. Hy sal vir my naam 'n huis bou en ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. En dan sê hy hierdie, ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Hy praat hier van Jesus Christus. Dis die belofte juis wat Jesus in ons ingesluit het om te weet dat as hy ons insluit, is dit nie net Jesus Christus wat alleen die seun is van God nie, maar hy kom sluit ons in. Julle sal onthou in Romeine hoofstuk Johannes hoofstuk 3 vers 16, ons almal ken dit, want so lief het God die wêreld, help my, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo nie verlore mag gaan nie. Maar as jy verder lees in Romeine hoofstuk 8, dan sê dit, maar nou is ek en jy, ons is nou die erfgenaam, ons is nou medebroers van Christus. Hy is nou die eerste, hy is nou die, kan ek sê, die hoofseun van al die ander broers en susters. Hy is die oudste. Want hy het ons ingesluit as gevolg van hierdie belofte. En nou kom Jesus en hy maak al hierdie stellings wanneer hy op 'n stadium ook vir hulle sê, hy sê God het vir my 'n koninkryk gegee en hierdie koninkryk wat ek kom establish is nie 'n koninkryk van geweld nie. Ek kom doen dit anders. Hy sê so, as julle in geweld hierdie tempel wil afbreek, hierdie tempel wat vir soveel jare lank, vir 46 jaar gebou was, het hulle soveel jare lank gevat om hierdie tempel te bou. Hy sê, ek dare julle vandag, breek hom af en ek wys julle, ek bou hom op in 3 dae. Nou vir 'n godsdienstige ou, 'n skrifgeleerde, ek kan dink hoe Jesus met hulle kop gesmokkel het en besef, okay, ons wil dit sien.
Maar wat hulle nie besef het nie, dat Jesus sê eintlik, ek word nou die teenwoordigheid van God. Ek is die tempel wat vir julle gaan wys. 3 dae later gaan hierdie tempel opstaan en die gemeenskap van God, die Engels sê the communion of God, nie net nogmaal nie, maar die communion met God, om in gemeenskap met God te beleef, word nie nou plaasgevind in 'n tempel agter 'n gordyn nie, maar ewe skielik word die mens, ek en jy, word die woonplek van God. En hy sê, jy en ek is nou die tempel wat hy 3 dae later opgebou het. En nou kan 'n kindjie sê, o, jy is mos Jesus se mens. Want hy het gekies om woning te kom maak in ons. Hy het gekies om ons te bring, maar ons kan dit nie doen uit ons eie manier nie. Uit ons eie krag nie. Ons kan dit nie doen uit wie ek is nie. Ek doen dit in wie ek is in Christus. In Romeine 8 vers 9 tot 11, en ek gaan so 'n bietjie spring in hoofstuk 11. So ek hoop jy maak notas, jy kan dit maak op jou YouVersion. Hy sê die volgende in die skrif, hy sê, julle word nie deur julle sondige natuur beheers nie. Al die mans sê 'n bietjie amen. So, ek is so bly. Ek word nie gedefinieer deur my sondige natuur nie, of deur my geskiedenis nie. Hy sê, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. En nou, dit is nie vir julle nie, dit is vir die ouens daar in Dispatch. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde, omdat die Gees van God, omdat die Gees van hom, wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Nie wat by julle kom kuier nie, wat woning kom maak by julle. Jy het plek voorberei, jy het hierdie plek gemaak, en hy kom nou en hy kies jou en my as sy tempel, as sy woonplek. Inteendeel, 'n tempel was gesien as die heilige dom, die heilige priesterdom van God, en nou kom groep God en hy sê, jy word nou die heilige plek, wat die priester sal kom woon en woning kom maak, en daar is die plek waar dit op die einde van die dag realiseer. Ek onthou toe ons ingetrek het net, van Port Elizabeth af hierna toe trek ons langs mense in, en ons bly toe nog so in 'n meentuis, maar dit is letterlik, ons is so op mekaar. En op 'n stadium toe ek nou die bure ontmoet, toe sê ek vir die vrou, ek sê vir, ek wil net vir julle sê, sy sê, hallo, jy's mos Louwelen, en jy's daai nuwe pastoor daar. Ek sê, ag Here, okay. Ek sê, ja, ons is, ek sê, luister, en as my kinders pak slaag kry, jy moet nou al weet, ons is ook net gewone mense. As my vrou op my skree, maar nie worry, ons is gewone mense. Ekskuus, is andersom, maar ja. Maar die gedagte is, God kies jou en my om daar te kom woon in sy woning. Maar hoe gebeur dit? Deur die Gees. Die inwoning van die Gees, die inwoning van die Heilige Gees in jou lewe, maak jou en my 'n beter mens. Nou sê hy hoofstuk 8 vers 9, hy sê, julle is egter nie meer in 'n greep van sonde nie. Nee, julle lewens staan nou onder die beheer van die Gees wat in julle bly. As die Gees van Christus nie in iemand se lewe aanwesig is nie, behoort hy nie aan hom nie. So eenvoudig is dit. So daar moet 'n verklaring kom, waar ek kan sê, ek bely met my mond en glo in my hart dat Jesus Christus die Here is, dan sê die Bybel, dan kom woon die Gees en hy kom maak my lewendig. Wanneer ek tot bekering kom, wedergeboorte plaasvind, en wedergeboorte kan nie plaasvind as die Gees nie teenwoordig is nie. So die Gees kom maak hierdie lewe van my nuut en hy kom maak my 'n nuwe mens. Daar's 'n wedergeboorte wat plaasvind deur die Gees, en Paulus beklemtoon hierdie wanneer hy sê daar's nie net 'n besoeking wat kom afgelê kom word nie, daar's 'n woning wat kom, hy kom maak plek, hy wil daar by jou kom woon, hy kom met al sy bagasie en sê, hier is ek bereid om te bly. En vir van ons moet maar deur, jy weet,
revamp gaan en van ons moet deur sekere goed gaan, sodat ons kan plek maak vir Heilige Gees. Want ons hou nog baie keer vas aan ons verlede. Ons hou nog baie keer vas aan die goed wat ons dink, hierdie is die goed wat my definieer, hierdie is die belangrike goed in my lewe, maar tot jy op 'n plek kom om te besef, ek moet ontslaa raak van hierdie goed, en ek wil net vandag sê, luister, genade en moeite is nie teenstrydig teenoor mekaar nie, baie keer moet ons moeite doen om te besef wat God vir my gedoen het. Amen. Vanoggend was vir jou moeite om op te staan. Dit was vir jou moeite om hier te wees. Vir van julle wat sulke orgelpypies het, wat nou daar by die kinderkerk is, dit was moeite om daai orgelpypies hier te kry. Hoeveel keer sal ek onthou dan? Dan kom my vrou hier by die kerk aan, nou nie hier nog in PE. Dan sien ek sy het 'n ander rok aan of ander klere, dan weet ek. Dan al wat sy vir my sê is, moenie vra nie. Want dan het 'n kind op haar gekots, of hierdie enetjie dit op haar gemors, en dan het daai net dit gedoen, en ek is hier so heilig, prys die Here, amen. Ons gaan mense nou in die, jy weet, ons gaan mense in die hemel nou laat lei, en ons gaan nou lekker sing, en ons prys die Here, en ons almal vrolik, en dan kom my vrou, dan sit daai 2 kinders van jou. Raai wie se kinders is daai hele middag? Want is dit? Hy kom woon by jou. Weet, een van die goed wat ons as Christene baie keer doen is, terwyl ons baie keer sekere goed sê, of sekere goed doen, wat eintlik afstand kommunikeer, ons sing baie keer goed, wat afstand kommunikeer, en ons dink, ag, dis oké, dit klink goddelik, of dit klink goed, maar dis nie altyd goddelik nie. Jy weet, Here, ek smag na U. Here, kom net nader. Here, waar is U? Ek soek U. Jy weet, nou moet ek moet net deurdruk in die teenwoordigheid van die Here. Dis hoe ons gepraat het al die jare. Ek druk deur as ek daar inkom in die teenwoordigheid van die Here. Hallo, verstaan jou Bybel? Die Bybel sê, jy is nou die teenwoordigheid van die Here. Jy hoef nie deur te druk nie. Nou sing ons hierdie goed wat eintlik afstand kommunikeer, wat eintlik sê God is daar ver en ons is hier naby, hier by ons is op ons eie, en nou kom ons op 'n stadium kerk toe, en nou sit ons hier en dan sing ons en dan gewoonlik sê die mense, ons is nou reg, die Here gaan nou kom, hier by liedjie 4, ons gaan nou oor in aanbidding, en dan liedjie 5, dan voel jy, daar voel ek kom, hy's nou hier. Vir al die Pinkster, dis nou nie julle mense nie, dis nie die ouens daar in Papenfoes, maar dis hoe dit is. Want ons voel, dit voel mos die Here is nou hier. Luister, partykeer sit ek in dieselfde omgewing of in dieselfde vertrek as my vrou. Ek voel nie altyd sy is hier naby my, teen my nie, maar ek is bewus sy is hierso. Want hoekom? Ons is in verhouding, ons leef saam. Sy weet ook, ek is daar. En as ek nie daar is nie, as ek nie in haar teenwoordigheid is nie, kry ek 'n WhatsApp, waar is jy? Mis jou, kom sit hier by my. Maar dis hoekom ons dit doen. En Paulus sê, hoekom wil ons die hele tyd hierdie afstandverhouding hê met die Here? God is daar in die hemel. God het gekies om in en deur jou te kom leef. Dis hoekom hy sy seun Jesus Christus gestuur het. Dis hoekom genade is nie teenoor moeite nie, dit is teenoor verdienste. Om iets te verdien. Sê, ja, maar ek moet hierdie kry, entitlement, ek verdien hierdie, want dit is tot my, ek moet iets doen, sodat ek dit kan verdien. God het dit al reeds vir jou gedoen, jy verdien dit nie, maar op grond van genade, op grond van dit wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het, op grond van sy opstanding, sê hy, nou is jy, ek en jy ingesluit, sonder verdienste. Hoef niks te doen, om dit te aanvaar nie. Dis hoekom die Bybel nie sê, jy moet kom bely en bring asseblief jou grootste kar en jou grootste huis, dan sal jy tot bekering kom nie. Vir van ons sou nie gekwalifiseer het nie. Veral nie die pastore nie. Hoekom? Want die lewe wat ons leef, is bemagtig deur die Gees. Daar's 'n lewe wat bemagtig word deur die Gees. Vers 2 sê, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet, van die sonde, van die dood. Ek is klaar met dit. Ek het 'n nuwe lewe wat ek nou leef in Christus. Ek het 'n nuwe lewe wat ek leef in hom. En as gevolg van my gehoorsaamheid in Jesus Christus en die ongehoorsaamheid wat daar was in Adam, leef ek nou in dit. Deur die doop het ek gegaan en ek het verlede week gesê, now I've calculated the sum of my value.
En dis Jesus Christus. Ek het dit beklemtoon. Ek onthou toe ek vir die eerste keer begin plante koop vir my plekkie daai tyd. Dan is ek so besig, gaan dit aan met my lewe en dan koop ek nou hierdie plantjie, dan sit ek hom nou daar en dan gaan ek aan met my lewe en dan hier by week 3 maand, dan besef ek, Jesus, ek moet seker vir daai plant water gee. Hier vat ek so 'n jug water, dan gooi ek vir hom. Dan dink ek, nou gaan jy lewe kry. Ek het jou nou 'n turbo ingejaag, die water loop so oor, daai bakkie daaronder loop, en dink ek, ek smile, hierdie gaan gebeur. Daai ding vrek een van die dae. Het jy daar agter gekom? Moenie hand opsteek, dan weet ons, jy is een van daai ouens soos ek. Maar dis juis. Die ding wat lewe gee, is ook die ding wat ons kan doodmaak. En dis wat doop doen. Ons gaan deur daai doopwater, wat eintlik sê, ek is nou dood. En ek staan op in Jesus Christus, lewend saam met hom, vers 5 tot 6 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Vrede wat alle verstande te bowe gaan. Vrede wat mense nie kan dink, hoe is dit moontlik dat jy die noodsaaklike waarheid oor jou lewe so kan uitleef? Hoe is dit moontlik dat jou lewe so verander, dat jy kan sê, ek is nou 'n kind van God? Weet jy hoekom? As gevolg van die doop, as gevolg van dit, wat die Gees in en deur jou lewe kom doen het. Hoor wat sê hoofstuk 8 vers 1. Hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. As iets wat hierdie infokus op verhouding, infokus dat ek en jy ingesluit is, nê. 'n paar woorde wat met die in begin, intimiteit praat van verhouding, integriteit, of dit praat van jy's ingesluit in iets, integriteit, intentioneel wanneer ek fokus op iets. Dit is interessant vir my wanneer ek en jy saam kuier, of ek is ingesluit in dit, en dan vir van ons hou nie van hierdie in nie. Dit is wanneer iemand sê, ek is hier om iets te invorder vir jou, of namens iemand anders. Ek is hier vir jou, ek kom klop, maar dit beteken eintlik jy's ingesluit. Jy's ingesluit in dit, en dis wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Hy sê, daar's geen veroordeling oor jou lewe nie. Want jy's in Jesus Christus. Romeine 15. Hy sê van julle het nie ontvang 'n gees van slawerny nie, om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. As ons dan saam met hom kan ly, beteken dit hier's iets wat vir ons wag. Ons kan nou saam met hom hierdie heerlikheid beleef, aanskou waar ons besef ons storie is so ingevleg in sy heerlikheid, en dit laat my besef dat my verlossing, my roeping, my identiteit, ek kan nie hierdie skei van mekaar af nie. Dit is alles een in Christus Jesus. Hy het dit bymekaar gemaak, en dit help my om nou te verstaan, ek beweeg nou in die Gees, en wanneer ek in die Gees beweeg, dan beweeg ek nie met besorgdheid in hierdie lewe, wanneer ek net besorgd is oor goed nie, maar ek het eintlik medelei. Dis daai woord wat ons al baie oor gepraat het, concern to compassion. Jy weet, daar's baie concern mense in hierdie lewe, verskriklike baie mense. Hulle is concern oor hierdie potholes hier buite. En nou word die kerk sleg gepraat. En nou raak toe ek met die raadslid praat, toe sê ek vir die raadslid, ek wil net vir jou sê, vir die laaste, ek weet nie hoeveel jaar, hou ons hierdie pad in stand. Jy weet, ons is die ouens wat
wat teer gooi en teer gaan koop en ons het in hierdie week het hierdie pastore 'n hande vuil gemaak en klippe en gestamp en alles gedoen en van hierdie ouens, jy sal sien van die pastore kan jy nie met die hand groet nie van nou nie ons drie nie, die ander. Hulle handjies is so sag. Weet daar's bietjie blaase op die hande. Maar jy sien concern sê, die potholes, kan iemand dit doen, kan iemand daai doen, kan iemand daai doen. Maar compassion, wanneer ek beweeg van concern na compassion, medelei, dan sê ek, wat kan ek doen om dit te fix? Hoe gaan ons dit aanspreek? Hierdie is eintlik 'n amazing plek, en toe ek dit besef, is dit eintlik profeties. En elke week kom jy na 'n profetiese plek toe, jy sien, hier is strome van lewende water wat hier uitloop. Het jy al gesien? Hierdie was een groot dam, het ons nou toevallig ontdek. En hier is 'n reservoir net hier agter, lewendige water. So asseblief, hou dop, een van die dae verbottel ons water, heilige water, deur Dokse Duie. En dan ons drie gaan dit doen, dan gaan ons lekker kar ry. Maar weet julle wat, dis presies dit, hoekom doen ons nie iets omtrent dit, van ons is mos wie? Jesus se mense. Ons moet iets doen omtrent dit. Here, wat kan ek doen? Hierdie is wat die Heilige Gees in en deur my lewe kom doen. Vers 28, dan sê dit so mooi, wanneer hy hierdie begin saamvat, dan sê hy, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. God het op grond van sy besluit jou en my geroep om deel van hierdie te wees. As jy hierdie skrif so 'n bietjie uitmekaar uittrek, dan sê dit eintlik, ons weet is wat, dis 'n verklaring van 'n versekerheid. Dis 'n verklaring wat ek kan maak, omdat ek verseker is van iemand wat ek kan glo. Hy sê dat alles werk ten goeie meer. Hy sê, dis 'n bereidwilligheid om te kan sê die goeie en die slegte. Maar ek hou nog steeds my oë gefokus op hom, dat werk saam teen goeie. Wat beteken dit? Dit beteken, ek moet besef dat alles werk ten goeie saam vir die verlossende boodskap en die verlossende uitkoms wat Jesus Christus aangaande my en jou kom leef, vir elkeen wat hom lief het. Dis nie 'n universele ding nie. Dit is slegs vir gelowiges, vir die wat glo dat God hom gered het, vir die wat met sy mond bely en in sy hart glo. Hy sê dit is vir hulle wat geroep is volgens sy wil. Wat beteken daar's 'n ewigheidsdoel vir gelowiges om te besef, Here, U het my geroep vir 'n tyd soos hierdie, omdat ek ingesluit is. En hierdie Gees wat my so kom lei, die Gees stort dan op die einde van die dag God se liefde in ons uit en deur ons uit. En ek het nie net God se liefde ontvang as 'n reservoir nie, maar ek word 'n kanaal van God se liefde deur die Gees. Sê, wat doen ek? Vers 31 tot 32. Ek wil vir jou graag hierdie in die Engels lees. Hy sê, if God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for all, how will he not also with his graciously give us what? All things. Hoekom sal God dan nie vir ons alles gee? Want die Gees kom en hy kom bemagtig ons om in hierdie lewe te kan leef van 'n divine inclusion. Hy kom openbaar hierdie beloftes aangaande ons lewe, want ons het nou 'n nuwe identiteit. Ons behoort nou aan 'n nuwe familie. Ek het nou 'n nuwe toekoms. God se plan vir my lewe en die koninkryk van sy heerlikheid is vir my iets nuut wat ek nou moet kom omhels en sê, Here, ek weet nou, ek behoort aan 'n groter God. Ek behoort aan 'n groter plan. Ek behoort aan 'n groter familie. Ek is deel van dit wat U kom doen. En om dit te illustreer, is dit vir my altyd die kraks daarvan. Hy sê, wat doen ek wanneer God sy liefde in my uitgestort het? Hy sê, hoe het hy dit gedoen? En vandag as 'n teken daarvan kom sit ek en jy by die nagmaaltafel. En sê, Here, hierdie is eintlik my divine inclusion, dat elke keer wanneer ek daarvan gebruik, besef ek die krag daarvan. Hoor wat sê 1 Korintiërs 10 vers 16 tot 17. Hy sê die beker van danksegging, waaroor ons die dankgebed uitspreek, is dit nie deelname aan die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie deelname aan die liggaam van Christus nie? En omdat dit een brood is ons almal een liggaam
want ons het almal deel aan die een brood. Ons is nou deel van hierdie. Ons is nou ingesluit en wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, dan is dit om te kan sê, Here, ek verklaar publiek, wanneer ek hierdie brood breek, ek is ingesluit in hierdie wonde. Wanneer ek hierdie druiwesap drink, dan besef ek, sy liggaam, ons lewe, het vir ons lewe geword. Sy bloed het vir ons versoening geword. Sy opstanding vir ons hoop geword. En sy koninkryk het vir ons 'n erfdeel geword. Ek kom verklaar dit met my lewe wanneer ek hierdie nagmaal elemente gebruik. En ek wil jou vanoggend uitnooi. Wil jy nie vir 'n oomblik opstaan en hierdie nagmaal elemente gaan haal en of as 'n individu of 'n familie net gaan stil raak en net sê, Here, ons is deel hiervan. It's a divine inclusion, 'n goddelike insluiting en vandag gebeur daar 'n goddelike ruiltransaksie wanneer ek hierdie brood en druiwesap neem, dan vat ek my sondige natuur en ek kom gee dit en ek kom plaas dit vir U en ek gebruik hierdie nagmaal as 'n heilige oomblik vir wat hy vir my doen. Amen. Kom ons gaan na die tafels toe en kom ons geniet hierdie oomblik.